Dit is vandag Vrydag 23 Mei. Baie welkom by vandag se luistermeditasie op pad na Pinkster. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Psalm 147 vers 1 tot 11 en vers 15 tot 18. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Laat jou asemhaling stadig en diep word. Laat jou liggaam tot rus kom met die gedagte dat jy nou nêrens anders hoef te wees nie. Mag jy bewus raak van die nabyheid van God in jou, God om jou. Bid saam met my hierdie gebed. Here, dankie vir die ritme van seisoene. Van winter wat die lug kom vul met nuwe klanke en reuke. Dankie vir die reuk van reën, vir die koue oggendlig, vir die geluid van voëls wat my herinner aan die sorg. Here, maar dit gebeur so maklik dat nog voor ek U kan dank vir iets eenvoudig soos die oggendgeluide, hardloop my gedagtes reeds met my weg oor alles waaroor ek my reeds bekommer. Dinge wat eintlik nog voorlê vir vandag. Daarom bid ek, Here, help my om nou net hier te wees in die klanke van die oomblik. Ek honger nie na antwoorde nie, maar na 'n oop hart, na U teenwoordigheid. Here, ek is hier en ek weet U is hier en dit is vir my genoeg. Psalm 147 vers 1. Prys die Here. Dit is goed om tot lof van ons God te sing. Dit is 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. Dit is die Here wat Jerusalem weer opbou, wat die verstrooides van Israel bymekaar bring. Hy genees die gebrokenes van hart. Hy verbind hulle wonde. Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen 'n naam. Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. Die Here laat die hulpeloses weer opstaan, maar die goddeloses verneder hy tot in die grond. Sing vir die Here 'n danklied. Sing tot eer van ons God. Hy oordek die hemel met wolke. Hy voorsien reën vir die aarde en laat gras op die bergland uitspruit. Hy gee aan die diere hulle veiding en hy versorg die jong kraaie wat om kos skreeu. Die Here het niks aan die krag van 'n perd of die liggaamskrag van 'n soldaat nie, maar hy stel prys op die wat hom dien, die wat hulle hoop vestig op sy trou. Vers 15. As hy die aarde 'n bevel gee, word dit vinnig uitgevoer. Hy gee sneeu so wit soos wol, hy strooi ryp uit soos as. Hy laat dit haalstene reën. Wie is bestand teen die koue wat hy stuur? Maar op sy bevel smelt alles weer. As hy die warm wind laat waai, dan loop die waters. Wat het jy vandag gehoor in hierdie paar verse van Psalm 147? Watter woord of gedagte het met jou gepraat?
Psalm 147 begin met die woorde, loof die Here, want dit is goed om tot ons God te sing. Dit is lieflik, 'n loflied pas by hom. Gee jouself nou 'n oomblik om te dink wat dit vir jou sal beteken om te sê, dit is goed om die Here te loof. Waarvoor is jy dankbaar? In vers 3 lees ons dat God die gebrokenes van hart genees. Hy verbind hulle wonde. Dalk is jy op die oomblik diep bewus van pyn, onsekerheid, of dalk is hierdie gevoel van stikkend wees baie op die oppervlak op die oomblik. Wat het jy nodig om nou voor God neer te lê? Nie met mooi afgeronde woorde nie, maar net met eerlikheid. Psalm 147 eindig nie in menslike krag nie, maar vind sy rus in God se trou. In vers 11 hoor ons dit, die Here stel 'n hoë prys op die wat hom dien, die wat op sy troue liefde vertrou. Wat sal dit vir jou beteken om vandag te rus in die wete dat jy nie alles hoef reg te kry nie, dat God jou raak sien, jou liefhet en jou nooit sal los nie. In 'n sekere sin herinner hierdie psalm my aan die skepping. God wat alles vashou en God wat in die begin in daardie leegte 'n woord gespreek het. En in die geraas was daar skielik harmonie. Daar was lig waar daar niks was nie. En dis die patroon, dis die herhaling wat ons oral sien plaasvind. 'n God wat uit die donker, uit die chaos van die graf lewe skep. Tog altyd in alles, selfs in lyding en in dood, is 'n God wat besig is om te herskep. 'n God wat teenwoordig is in al die seisoene van ons lewe, van sy skepping. En ja, die duisternis, die donkerte, die onsekerheid is oral sigbaar, maar dit is wat besig is om te ontbind. Al breek dit af, word dit die kompos wat ook voed. Mislukking is die grond vir God se genade. Swakheid bied plek vir sterk wortels. Die saad wat sterf, bring nuwe vrug na vore. Daarom bely ek en jy, liefde is al wat ewig staan. Dit sal nooit sterf nie. Dit verdamp en jy kan nie altyd sien waarheen dit gaan nie. Opstanding is nie wat later in ons lewe plaasvind nie. Dis wat nou deurbreek deur God se genade in wat is. So onthou, jy dra God se goedheid en genade oral met jou saam. Elke lewe het sy seisoene. Leef die een waarin jy is. Jy kan nie 'n ander persoon se lewe leef nie, maar jy kan luister en hulle vind in jou storie. En soos water te kry is in die see en in die sneeu, so is God in elke storie, elke seisoen, elke lewe. Luister, hoor die ritme van sy hartklop. Wat het vandag in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
opgestane Christus, dankie vir die seisoene van die lewe. En van hierdie seisoene kan ek U nie altyd voel nie, en ek voel nie dat ek U altyd kan hoor nie. Maar ek soek meer as dit wat ek voel. Ek soek U, en ek weet U is hier. U is die een wat my keer op keer vind, wat deur die geslote deur van my hart, U hart kom wys. My gebed hier en nou is, dat U, opgestane Christus, nuwe lewe in my sal blaas. Vul my met genade, wat oop en vrylik gee wat ek ontvang. Vul my met vreugde, dat ek sal onthou dat daar altyd 'n nuwe begin is, selfs na die einde. Mag my menswees oorloop van verwondering en 'n lewe wat getuig dat U leef. Here, U is goed, U genees en U dra my, ook in hierdie seisoen van my lewe. Daarom kom gee ek vandag my dank, my vrae, my pyn aan U, want U is my hoop. Help my om vandag naby U te bly en die hartklop van die lewe te hoor. Amen.